Are we waiting for anyone else? That's it. Cool. Just to get some clarity, are you looking at how to upload polygons? Is that the question that you're trying to answer? Yes, we weren't aware that we were supposed to be doing that, and we're not sure how to do that. Okay, so you follow the same process. So I'll just share my screen and just show you guys. Just let me know you can see it. Yes, we can see. Okay, so what you'll do is you'll just jump in to where you got your KML. This is the master KML. Drag and drop it. So this one, this is the quick way of doing it. It's not the proper way of doing it. You should be changing up the schema so it matches the fields within Three.js. But if you are doing not a bulk, but a minimum of maybe 4 or 5, you can still do it this way. So for this example, I'll just use this one polygon that's in Cape Town. Click select, and then there's the polygon that it's inputted. So if you click on it, you'll see that it's just the default KML fields. None of these fields make sense to the schema. The only name that I'll adopt is just the name field, because then I can just change it up once it's on the system. So go through the same upload process, clicking on the cogwheel, click upload, click on the layer that you're uploading, click its destination, which will be the area's destination. And then you're not updating anything new, so you don't need to click on update, field map, and then you'll just select only the area name to match the name field. Everything else you can leave blank because you don't have those records within that KML. And then you click import or verify. Everything is fine. Click import. It should say then your feature has been sent and committed. So if I now select on this polygon area over here, let me just go there, switch that off. So you're just seeing that polygon line. So there's the new polygon that's been imported. You'll see now it's orange because it's just the default. Let me just go up here, go to my layers, go to areas, and if I expand areas, you'll see it's just the default other value. That's why it's orange currently now. Okay, what should it be? So then you should come in, change, and now the required fields is, first of all, you need to just change this to all lowercase. So this will be now, what's it? Cal Quarantine. This is probably AG1, but I'll just leave it for now. And then the ID, you can just leave it blank or change it to the name. Then for the fiberwood, this is a fiberwood polygon. It hasn't been separated out into AGs yet. You change the type to FDH. That's the fiberwood polygon. And then if you are uploading an aggregation polygon, like these ones over here, you'll change, for example, this is an aggregation. That type And then would you be, just, the type would be then the AG one. yeah, which is the LCP. And then the fiberwood one, see there, it's the FDH. So these names need to match the actual name on Salesforce. And then on the fiberwood, I've kept it to match the names of the master map. So that whole underscore with the long Okay, so name. the master map name needs to be in the area ID, and the Yeah, area name needs to be the actual fiberhood name as it is on Salesforce. yeah, Correct. yeah. Okay, And then for the then fiberhood or the AGs, what then you do is the AG name becomes AG name code as on Salesforce.
Yeah. And then the actual AGID on Salesforce is the AGID. Okay, we don't load on our side per AG, we only load per Fiberhood. So I'm just thinking quickly how we're going to do this because we obviously have a whole year of Fiberhoods that's not polygons that's not been loaded on Salesforce. So we're going to have to do this in bulk. So we're going to have to identify all the areas that was missed. That's basically the last financial year's build, and all the Vodacom polygons, and then we're going to have to bulk import them and then go do these edits one by one. Am I correct? No, you can just edit it on your QGIS. Yeah. Put in these 3 fields. So that's 1, 2, 3, 4 fields, sorry, and then just import it as you were to do with any Okay. GeoPack. So what I can do is I can go to that layer because we already have the Fiberhood name as it is on Salesforce is already available on that layer, and then we have the code. So I can just change, I can export it, change those fields to these fields, and then just add the type field, and then Correct. we can bulk import it. Correct. The template already has areas in it with these fields. Okay, so I can just use that one and just copy all of those over to one of the templates. Okay, Yeah. makes sense. Cool. It's that Okay. simple. It's like loading any other feature. Yeah, and this is obviously why the people can't see, for instance, for example, now the Vodacom areas that we digitized because the polygons are not available. Exactly. Okay, awesome. Okay, wonderful. Thank you, Zami. Cool. No problem. I see your hand is up. Jack. Hey, sorry guys, I joined about a minute late. Something just like everything went black went blank. So, thanks for this, Lisa and Zamir. Will this sort out the the service territory versus the firewood when we go into the maintenance planning dash? And Yes, it then also saw that. Yes. secondly, Jimmy, I did send a mail. I still don't have the option to show me that column, not on the dash, nor on my reports. The physical service territory column doesn't appear. Can't even make it visible The column on the maintenance planning dash. when you export. Even when I go and create a ticket, when I go into Map Manager, it doesn't show me that column at all. Okay. In map manager and on the Yeah. form. And on the form. The form it shows, but it doesn't pull it through. Can I just share my screen? Yeah, you can. Go ahead. So can you guys see my screen? Yes. So when you go and you create a ticket, it's definitely there. When Yeah. you do something, I'm not going to do something, it's there. But when you go onto Map Manager and you go through these columns, it's not there. There's not a column here that says service territory. And even if I go and make it visible, you see, you can make all of them visible, which I've done, but there's Okay. no service territory there. So when I do my Okay. I see. export, there's no column indicating service territory. Okay. I see what you mean. Okay. Cool. I'll check that out. Did you log a ticket? Um, I did. I think I did, but I can't go and have a look whether I did. So maybe I can just quickly do it here. I'll do it there. No, But it's I did fine. send it in the mail. I'm almost sure I created a ticket. I don't want to create a double ticket, but I want to make sure that I've done. It's fine. If it's a double ticket, I'll just mark it as a 2 ticket. All right. Thanks a lot. Thanks a lot, guys. Cool. Any other question? No, that's it. Peter, can you maybe just stay behind quickly? I just want to quickly discuss how we're going to approach this. Sure, not a problem. So, thank you. Cool. Cheers, everyone. Bye. Cheers. Thank you, Zami. Thank you. Bye. Thank you, Bianca. Okay, Peter. Sorry, ek dink net gou hoe ons gaan identifiseer wat is gelaai en wat is nie gelaai nie. So obviously ons weet al die new builds is glad nie gelaai nie. So al die new builds wat ons die laaste jaar gedoen het is glad nie gelaai nie. Yep. So ons het 'n lys van dit. Okay. Ja.
So ons gaan daai lys nog vat en okay. Hier is die plan van aksie. Ek dink. Okay. En jy kan vir my sê as ek verkeerd is want ek dink net hardop. Okay. Ons vat 'n Geopack template. Ja, Plak hom in QGIS in. Okay. Dan vat ons die lys van fiberhoods wat nog nie gelaai is nie vir die laaste jaar. Okay. Dan vat ons daai lys. Dan gaan ons op die coverage maps. Okay. Word dit met jou geshare, Pieter? ek het 'n coverage map gekry. Ek het net lanklaas een gekry. Okay, ek sal vir Ek jou het 'n update Nie die een latest stuur. een nie. Okay, ek sal vir jou die latest enetjie stuur. Okay. So dan vat ons daai lys as ook shit, hoe gaan ons dit doen? Okay, so ons gaan daai lys van die new builds vat en dan gaan ek vir jou 'n lys gee van die Vodacom builds wat klaar live gegaan het. Okay? Okay. Ek dink kom ons doen dit so. Okay. Dan dan gaan kry jy daai polygons. Jy trek dan die coverage polygons in op QGIS saam met jou template, okay? Dan gaan kry jy elkeen van daai polygons, kopie dit oor na die area template toe. Na die area layer toe op die template. Okay? Dan gaan sit jy sal sien of voordat jy dit doen, verander die name field op die coverage polygons. Okay, verander dit na die daai ID toe. Op die Kom ek share my screen. Ek wil net een doen net as 'n voorbeeld net om te kyk of dit gaan werk. Okay. Sorry. Ek dink baie hardop. Ek is ook nou besig om QGIS oop te maak hier sodat ons kyk dat ons die regte goed het. Ek wil net ek dink dit gegaan na 'n area wat nou onlangs. Ek gaan sommer een van die Vodacom areas vat as 'n voorbeeld. Dink dit gaan Reg. vanaf die maklikste wees. Wat is so? So maak, Frederik TSS, apply, okay. Ek is dan. Sorry. Ek log nooit so in nie. So nou is my goedjies 'n bietjie die eerste web te gaan. Ons het 'n area gelukkig en dan kan jy net select wat een dit is Sorry, op ek die het 3GIS layer. Ja. Ek het my goeders, ek het 'n bietjie rondgespeel met die verskillende maps wat available is. So nou moet ek eers my satellite weer gaan opklik. Ja man. En dan tik mens in nie. Google Satellite. Dit sal help nie. Google Satellite Hybrid. So. Hierso. Okay. Hy show, moenie gaan rondspeel nie. Ek gaan nie goed rondgooi. Okay, kom ek kry net gou 'n template documents. Ek dink hier is 'n skoon template. Soos is dit. Okay, add layers. Okay. Ek wil hom net gaan mooi maak, dat ek net kan sien waar ek is met wat. Okay, dan gaan ek moet kyk hoeveel unread emails ek het nie, ek weet ek het 'n shitload. Dan gaan ek gaan coverage update. Daar was gistermiddag 12:00 'n coverage update gewees, so dit is die latest een. Dit was mos gister Woensdag, né? Ja. Okay. So, ek wil net gou kyk. Ek weet daar was definitief 'n update op Core gewees, want ek het die Vodacom goed gelaai. So ek gaan gou hierdie enetjie gaan save as. So jy gaan dit een vir een moet doen, die Core enetjie eerste dalk en dan die Reach enetjie en so voort. Al die new build goed gaan onder die Reach een wees, al die Vodacom goed gaan onder die Core een wees. Okay. Ja, want daar's niks onder business of key eintlik nie. Yes. Okay. Okay, so nou net ek daar nog gaan save. Dis maar net kyk waar jy dit gesave het. Sekonde downloads. Ja, waar is hy? Ek wil net gou kyk hoe maak jy die structure oop, want ek weet hy's 'n redelike loaded structure. Come on. Okay. Ag, hel nee, hy maak te deur mekaar oop.
So wat ek gaan doen is, ek gaan hom eers in Google Earth gaan oopmaak en hom net gou vir myself skoonmaak. Nou wil my Google Earth eers repairs doen. Delete my places. Delete. Okay, clear this cache. Hy behoort hy te wees. Okay, so ons wil nie kyk na Kaapstad nie, ons wil nie kyk na Durban nie. Ons wil kyk na Ekurhuleni. Kyk. Ons het niks AI gelaai nie, ons het niks nuwe AI areas nie, so dit gaan net die GPON een wees. So ek gaan daai enetjie vat, save as, downloads, GPON, Echo, save. Okay, ek gaan net hierdie enetjie doen vir nou, maar obviously jy gaan en dieselfde doen net vir elkeen van nou. Ons het niks nuwe AI areas gebou waarvan ek bewus is nie, so daar sal niks onder die AI wees nie. Ek wil nie ons moet goed gaan intrek wat nou onnodig is nie. Obviously ons gaan moet teruggaan na daai lysie toe wat hy gesê het is die name is verkeerd. Ons gaan dit nie kan gaan delete nie. Want anders gaan ons vir onsself nog meer werk maak. Maar ek dink kom ons fokus net gou eers om al die newbuilds op te kry en dan sal ek kyk na daai lysie dat ons daai lysie gaan regmaak. Okay. Van die name wat nie ooreenstem nie. Kom ons kyk hoe laai nou. Okay, baie skoner. Hier is 'n storie. Yes. Ek het 'n mail ook uitgestuur rondom daai vir my maintenance planners om vir julle ook te laat weet as hulle op daai goed afkom wat nie deurtrek nie. Sal dit julle 'n bietjie help dan? Definitief. As hulle dalk vir ek dink dit hoe ons dit kan manage, dat dit nie 20,000 e-mails is nie. Yes. Pieter, Want dink jy dit gaan dalk goed werk as ons vir hulle vra om 'n ticket te log op daai maintenance planning dashboard vir jou? Hulle kan of hulle kan my net 'n e-mail stuur. Hulle kan net vir my sê, Is e-mail fine? e-mail is fine vir my. Okay. Wat ek Is dit gevra fyn vir jou, het, Jack? hulle moet dit- Ja, ek het hulle gevra om 'n mail te stuur op 'n weeklikse basis. Yes. Want obviously ek kan nie elke issue vir jou 'n mail stuur, jy gaan honderde e-mails kry. So wat Yes. ons moet 'n weeklikse report doen. Ek doen 'n weeklikse meeting en Pieter is in daai meeting. Hy weet wat ek vir hulle gesê het. Want dit lyk my baie keer die ore slaan toe. I don't know, weet jy sit jy jou Okay, net cool. Ek het happiness daarmee. Ek dink Pieter, jy moet net mooi trek hou daarvan en goed, want omdat jy basically report op wat jy doen daagliks, dat jy net mooi trek hou van dat jy dit ook gedoen het, dat jy daarom kan sê okay, maar ek het al hierdie goed ook gedoen. Okay. Okay, Ja, cool. dis die ander ding nee, rondom reports op wat Pieter Nianda en Janie doen totdat sy nou gaan. Ek het nadat die digitalisation ding klaar, het ek geen report nie. Dis daai WhatsApp wat ek vir gestuur het rond die report en ek verstaan ons is in trainings. Ek het geen so volgens my doen hulle digitalisation. Ek het altyd hulle nommers wat hulle gedoen het op die S-diens gequote. Yes. Daar's geen ander manier vir my om te report Ek op het die vir oomblik. John en vir David en vir Tinus laat weet, daar gaan nie enige output report of enigiets soos dit wees hierdie maand nie. Ons moet eers die training gedoen kry. So hulle is almal bewus daarvan. John druk my 'n bietjie met die training. Hy is nie happy dat ek 'n hele maand vat nie, maar ek het vir hom gesê, luister, jy wil hê hierdie ouens moet werk op jy weet Salesforce. En doen hulle enigiets verkeerd daarso, jy weet, dan is dit 'n knock-on effek op alles. En ons kan nie laat hierdie ouens pa staan daarvoor as ons nie vir hulle ordentlike training gee nie. So ek het gevra, gee my asseblief die tyd om met die ouens ordentlike training te gee. Ek wil hulle nie druk nie. So John verstaan dit heeltemal, maar ja. Maar ek wonder, wat is die reports julle daar maak op wat Pieter Nianda en as ons eventually 'n replacement kry wat ook al, ek van daai report net so kyk in my report. Ek gaan nie vir 'n report vra wat nie met julle saamstem nie. Solank ek net iets het in die report na hierdie maand. Nee, dat jy kan sien basically dit is waarmee hulle besig is. Nee, ek verstaan dit 100%. Okay, cool. Ek dink nie ons moet dit complicate met tickets op daai dash. Ek dink nie so. Okay. Nee, dit gaan dit net baie flood met tickets eintlik onnodig gaan wees. Ja. Okay. En ek like dit dat dit een keer 'n week is, goeders, dan weet jy, okay, jy kan dalk soos 'n Vrydag 'n uur uiteensit goeders om gaan al daai goedjies te gaan update. So daai ek like daai een keer 'n week report.
vir my is dit net 'n aanvulling want ek het die hele ding nie gevang nie, maar ek het gecheck wat ingaan. So dit lyk jy kan dit in bulk doen. Daar's 'n bietjie werk in die background vir julle om te doen. Ek dink net as 'n aanvulling. Weet as jy die mail kry dan gaan weet jy vir jou 'n lys gaan hê Piet wat jy gaan sê ek het hierdie goed klaar gedoen nie. As jy dink Ja, jy ek het gaan klaar dit gedoen dan opstel, dis ja. waar jy dit net. Verstaan jy? Ja. Wat ons net Ja. 'n double check het op dit. Okay. Alright, Nee, daai sal ek hê. baie dankie. Laat ek wil dit nie duplicate nie want dit gaan net 'n gemors wees. Nee, ek stem. Okay, nee, cool. Dankie vir julle hulp hierso, dis ek waardeer dit. Ja, bietjie. Okay. Dis 'n Dankie, Jack. plesier, Jackie. Alright, goed van julle. Thanks. Okay, bye. Dankie. Bye. Bye. Okay. So dan vat ons nou daai enetjie. Obviously jy gaan nou net met die lys werk van wat het live gegaan. Ek wil net gou hierso kyk hoe maak hom oop. Ek hou nie van die nie. Ek hou nie van die nie want hy gee nie al die details nie. Hoekom gee nie al die details nie? Sorry, ek wil net kyk. Ek dink is die manier wat ek hom ingetrek het. Want anders gaan jy nou met baie manual tikwerk doen en ek wil nie dit hê nie. So ek wil dit so maklik as moontlik maak. So dalk moet ek hom net hierdeur gaan import in plaas van om te drop en drag. Ons kyk of dit werk. Okay, daar's hy. Sy. Daar gee ek wat ek wil hê. Nee, hy doen nie. Hoe kom doen hy dit so? Sorry, ek het nou net gecheck wat se fields is available. So. En jy hoef glad nie na die inbuild folder te kyk nie, want ons gaan obviously, ons laai nie enigiets wat inbuild is nie. Yes, dis net alles wat live is. Yes. Ek moet kyk, properties. Hulle goed maak nie reg oop nie. So dit beteken baie manual werk. Sorry, ek probeer net dink hoe ek dit nou vir die maklikste kan maak. Ek dink ek het 'n idee. Wel as dit moet manual wees, dit gaan eintlik vir my half makliker wees as ek dit so kan sê, want dan kan jy elke area gaan aftik. Ek is klaar met hom, dan gaan jy 'n beter reconciliation hê aan die einde van die week van wat is al op en wat is nie op. Okay, so jy verkies dit eintlik. Ek verkies dit eintlik om dit so te doen. Okay, nee. Die wat alles so bulk oplaai is fyn, maar ek sal een vir een oplaai. Dit gaan want dan weet jy hy is reg en hy is daar. Yes. Okay, kom ek kyk gou vir 'n Vodacom en dit sou net makliker gewees het om te filter op Vodacom. Maar span ek sal vir die Vodacom lysie dan net opstel. Yes, ja, dit sal gaan wees. Ja, as ek 'n lys het van al daai, dan kan ek dit mooi deurgaan. Vodacom goed. Ek kan vir jou sê van die Vodacom. Nee, maar. Ek weet okay, ek kan vir jou vinnige lysie trek daar van die platform af wat ek het gaan, want ek doen nog steeds die Vodacom updates. So ek het okay. Yes. So ja, ek sal vir jou daai lysie stuur. So ek gaan vir jou die new build lysie gee en dan gaan ek vir jou 'n aparte Vodacom lysie ook gee. Yes, dis 100%. Jy gaan hom op 'n Excel sheet gee, né? Yes, ja. Dan kan ek hom net dan kan ek net my color coding begin insit daarso. Wat vir my baie makliker gaan werk. Awesome. Okay, so hierdie gaan dan en dis maklik vir jou om die regte Fiberroot naam te kry want jy het access na Salesforce toe, so dit maak dit aansienlik baie makliker. Yes. Daai is Northern White River Country Estate. Het ek full access vir dit of nie? Ja, jy kan Northern view en jy kan bietjie van dit edit. Jy kan dit nie in the use edit op Northern nie. So jy het access na dit. Yes. Okay. So ek kan net so kom ons sê nou ons het nou geïdentifiseer hierdie enetjie se polygon, ons gaan net zoom na hom toe. Dis daai enetjie daar. Hy is nou live, ek gebruik hom nou net as 'n voorbeeld. Okay, dan kopie ons hom oor na die areas layer toe. Okay, paste. Okay. Sorry, ek wil net daai ouetjie toemaak. Ek wil nie dit mekaar raak met hulle nie. Dan maak jy jou areas layer oop. Okay. Kom ons area ID. Dis die enetjie wat moet match met die Fiberroot naam. Okay, so dit gaan dan op Salesforce. Sy Fiberroot naam, kom ons gaan net by related in. Nee, sorry, ek is verkeerd. Hierdie is die enetjie wat moet match met hierdie naam wat hier op is, die underscore ding. So hy moet dan die ouetjie copy cell content
area ID, moet dan Ja, die area daai ID gaan daai wees. wees. En die Yes. area name is die fiber Dis route. die Fiberhood naam. So ek gaan net hierso insit Fiberhood name. Okay, net dat jy weet, ek gaan sê Ja, Salesforce ja. Fiberhood name. Yes. Salesforce. En dit sal ook Fiberhood. dit sal dan die MDU naam ook wees want dit is Ja, so hoe dit werk in Central en Northern is ons laai dit per Fiberhood op. So daar's nie dis net as 'n MDU buitekant 'n Fiberhood lê wat hy apart sal opwees. okay. Okay. Ons gaan dit nog verander in die toekoms, maar vir nou is die hoe ons dit doen. En dan hierdie sal dan nou wees die FDH. Daar's hy. Fiber route, ja. Okay, so jy gaan dit dan nie doen, jy gaan hierdie goed dan invul net so vir elkeen van hulle. En dan Okay. save jy hom en dan export jy hom as 'n Excel en dan doen jy die normale upload in FreeJS en jy laai hom dan onder areas in. Yes. Okay, so jy weet wat jy moet doen. Ons is Ja, shop. die fiber route as ek nou die fiber route oopmaak en daai White River Country Estate, hy is nou binne in hierdie spesifieke fiber route, né? Nee? Yes. So En hierdie hele polygon is White River Country Estate, as ek dit sien hè. O, Dis een ja, Bosse Country dit is Estate. korrek, ja. Yes. So hy is fisies gelaai as 'n fiber route in Salesforce, nie as 'n MDU nie. Okay, so dan Yes. is sy naam, sy Salesforce fiber route name is dan daai White River Country Estate. Ja, kom ons gaan Sonder die kyk gou in VCG, Salesforce. want ek het nou die MDU naam oop. Ja, kom ons gaan kyk gou in Salesforce presies hoe hy lyk. Laat ek net seker is met dit. Yes. Oog nee, fiber route is net White River. Dis net White River. O, het jy Ja. gaan kyk in Salesforce? Ja, Okay. ek is nou juis op hom, op Ja. Salesforce. O, okay. So hy gaan dan net White River wees. So hy gaan net White River wees, yes. Ja, en die pop is die White River Country Estate. What? Yes. Dis nou daai area ID. En dan obviously daai ouetjie daar. En okay, so jy weet wat om te doen. Yes. Hy het nie gesê ons moet enigiets hier invul nie, het hy? Active. Nee, Hy het niks daar gemention nie. hy het niks daar gesê nie. Ek dink wat jy moet doen is doen een as 'n testrun, okay? Dan refresh jy, dan log jy in op die of dan vra jy vir Ansa om in te log aan haar kant, okay? En dan vra jy vir hom om te gaan kyk of sy hom kan sien. Yes, okay. Okay, as hy hom nie kan sien nie, gaan verander hierdie ouetjie dan na true toe. Ja. Okay? En dan vra jy vir hom om te kyk of sy hom kan sien. Okay, nee, is reg, dan gaan ek so maak. Okay, so ons is op Maar as ek dieselfde as ek hom Yes. true gemaak het, dan gaan ek hom nou eers weer met export en dan gaan ek hom met import. Ja, ek dink jy kan sommer op FreeJS self gaan en hom net O, edit. okay. Ja, net as 'n testrun, net dat jy kan sien as jy ander in bulk doen of jy dit moet in hê of nie. Okay. Okay, so ek dink doen een area as 'n testrun, vra vir hom te gaan kyk of hy hom kan sien. As hy hom nie kan sien nie, verander hom na true toe in FreeJS self. Okay, as hy hom dan kan sien, dan weet ons okay, dit moet true wees. So dan weet jy as jy die res van hulle doen, moet almal van hulle true wees. Okay, nee, dis 100%. Dan gaan ek nou net wag dat jy vir my die lys stuur Yes. van die Vodacom goed en die new builds wat nou die afgelope jaar gedoen is. Dan Yes. Sal ek nou net die coverage map gaan jy ook vir my moet stuur. Laat Yes. ek dit het, laat ek kan kyk wat is daar en dan die nuwe goed bysit. 100%. Okay. Dan ek probeer nou net dink want daar is elke dag is daar coverage updates wat plaasvind. En dit is vir Vodacom. So ek gaan daagliks vir jou moet add op daai lys. So ek gaan Okay. die lys live maak. Maak dit 'n live sheet, ja, dit gaan Ek gaan daai die gaan live sheet makliker maak, wees, ja. ja. Ja, Dit gaan as beter wat ek wees, nou want dan vir kan elke ek- dag 'n update stuur, ja. Want dan kan ek op daai lys kan ek werk en dan kan jy die progress sien van hoe ek vorder ook daar. Yes. Okay, 100%. Dit sal Okay. cool wees. So, jy gaan nie meer verder deel vorm van die training nie, maar jy het daarmee gist van die training van hoe om die quality checks te doen as jy sou moet uithelp daarin. Yes, ja, nee, dis 100% daai. Okay, Okay. cool. Ag, dankie man. Goed dan. Jy is 'n lifesaver. Dis 'n plesier. Okay. Dankie. Jy sal net vir die Okay. recording ook stuur, dan kan ek net Yes, my ek gaan notaatjies daai maak daar. Cool. Baie Okay, dankie. cool. Ek waardeer. Okay, dankie. Hey, Bye. bye.